Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. Vandag is Maandag die 3 November, my naam is Okito Greik. Ons sal vandag bietjie terugkyk na die naweek se sporthoogtepunte met Andrew Poelman in die ateljee. En voor dit sal ek en Irene Marie bietjie oor die nuus uitbrei. En daar is natuurlik nog baie ander inhoud hier op Klets Kompas, so bly by ons en baie dankie. We bring you luxury, lifestyle and location. My.NA Property takes you inside Namibia's most stunning homes, high-end developments and hidden gems. Catch us every Tuesday at 9 p.m. because every space has a story, only on NTV. Daar sê, welkom terug. Irene Marie, hoe gaan dit? Goed, oké, dit gaan baie goed. Het is lekker naweek gehou. Dus is weer terug. Is het blauw maandag of is het gewone geel maandag? Ek sou sê dis vir my 'n goeie maandag. Ek het 'n goeie naweek gehad. Ek was 'n bietjie langs die resiesbaan gewees hierdie naweek. So dit is altyd vir my 'n goeie tyd, so dit gaan aan. Ja. En as ons kyk na daai voorblad foto van die twee honde, ons wenfoto. Ja, Sebastian Slinger wat hierdie foto ingeskryf het en ek moet vir jou sê, daar's baie keer wanneer mense inskryf vir 'n kiekie kompetisie en ek sien daai foto wanneer ek dit verwerk en dink ek, "Jesus, ek wens dit kan hierdie foto wees." Ek wens. En hier is een van die min kere wat die foto wat ek in my hart voorwens, nou eintlik wens. So dis nog 'n rede hoekom dit nie 'n blou maandag kan wees vir my nie. Ek was 'n slag reg. Ja, die hoop was daar en dit was vervul. So gepraat van hoop, ek het bietjie daar geskryf oor die hofsaak wat donderdag in die Hooggeregshof verhoor is in verband met die Buster kaptein se verkiesing van 2021 en dit het ook betrek met die Buster vaderlike wette. En ons het nog nie die uitspraak nie, maar gebaseer op wat daar in die hof gebeur het, die vraag wat die 3 regters gevra het, is daar hoop dat die vorige uitspraak van regter Sabia omgekeer gaan word en die voorvaderlike wette erken word as dat dit geoorleef het, onafhanklikheid nog geoorleef het. Ja. Natuurlik 'n groot kwessie daar en ons het al voorheen hieroor gepraat op Klets Kompas. So ja, ons sal maar moet hoor wat sê die hof daar. Ja, beslis. En dan dit van daar af vat, hè? Ek dink so. Intussen hier is iets wat my bietjie omkrap. Die nuus het nou gekom dat gratis tersiêre onderwys nie vir almal gratis gaan wees nie en ook nie heeltemal gratis nie. Ja, ek dink baie mense het dit gesien kom. Dit is bietjie teleurstellend dat dit so moes gebeur. Jy weet, ek is een van daai mense wat as jy 'n belofte maak en hou jy daarby. En as jy nie seker is of jy die belofte gaan kan nakom nie, dan sê jy vir die persoon, luister, ek is nie seker nie. So en dis ook vir my, ek meen ek gaan nou volgende jaar begin swat of dit nou gratis is of nie. Vir die beroep waarin ek is. En dit is die waarheid vir baie mense wat deeltyd swat. Is jy swat vir dit wat jy besig is om reeds te doen, jy weet. So jy doen daai werk en dan swat jy deeltyds en dan nou natuurlik wanneer jy klaar geswat het, dan ploeg jy daai kennis weer terug in die beroep waarin jy is. En in Namibië is ons realiteit baie mense wanneer hulle klaar swat, veral wanneer hulle voltyds swat, hulle weet nie of hulle gaan werk kry nie. Ek was oor die afgelope naweek by 'n hoërskoolreunie, ons gepraat het oor baie van die ander mense en daar was soveel mense wat een ding geswat het en hulle is nou in iets heeltemal anders. Ja, dis moet tog menslik. Ja, en dit gebeur en my ding is net jou deeltydse studente, nommer 1 is die minderheid van jou studente. Ja. So, wat is jou finansiële verpligting tot daardie studente nou eintlik in vergelyking tot jou voltydse studente? En tweedens, jou deeltydse studente is die studente wat eintlik gaan ekonomies bydra. Ja. In dit wat hulle geswat het, jy weet. So ek sou verstaan as hulle nou sê, luister, ek weet vleeniers was 'n paar jaar gelede het ons baie gepraat oor vleeniers,
wat ons te veel vleeniers het. Ja. Ek verstaan as ons daar begin en sê luister, hierdie mark is versadig, ons kan nie nog mense onderwysers is een van daai. Hierdie mark is versadig, ons kan nie nog mense in daai mark bekostig nie, gaan swat liewer iets anders. As dit 'n incentive, as ek Engels kan gebruik, sou word vir studente om liewer iets te, want baie mense swat net iets om te gaan swat. Jy weet, so as jy daai kan gebruik as 'n incentive om gaan swat die dinge wat Namibië nodig het. Ja. Jy weet, gaan swat die dinge wat oor 4-5 jaar gaan Namibië vir jou brood nodig hê. Jy weet, maar om nou net te sê, jou deeltydse studente, sorry ou, ek dink jou voordele as jy deeltydse studente befonds is baie groter omdat jy in vergelyking met jou finansiële koste daarvoor, omdat dit so min is, maar soos wat ek sê, hulle dra dan by tot hulle beroep in dit wat hulle geswat het. So ja, ek sien jy het 'n sterk mening daar. En ons het seker almal menings, maar ja, daar is nog baie nuus in vandag se Republikein om te bespreek en om te gaan lees. So doen ons gerus, maar vir nou bly by ons. Ons is nou net weer terug. Baie dankie. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Welkom terug. En om hierdie nuwe week af te skop, kom ons kyk bietjie vooruit na die weervoorspelling. Dis dan vir Dinsdag 4 November verwag ons op Katima Molilo vanaf 21 grade tot op 37 grade môre. Op Inanna vanaf 20 grade tot op 25, bietjie reën vir albei die stede. Oshakati 20 grade tot op 26 en Ruacana vanaf 21 grade tot op 26. Op Tsumeb verwag ons vanaf 19 grade tot op 21 grade. Omaruru gedeeltelik bewolk en ons verwag vanaf 20 grade tot op 33 grade. En op Gebabes verwag ons vanaf 15 grade tot op 30 grade. Dis dan vir môre. Op Henties Bay verwag ons son sal skyn vanaf 14 grade tot op 19 grade. Dis die warmste. Walvis Bay vanaf 14 grade tot op 22 grade sonskyn. Reebord gedeeltelik bewolk, ons verwag vanaf 17 grade tot op 32 grade. Op Keetmanshoop vanaf 20 grade tot op 33, Arnos vanaf 17 grade tot op 32, Loedrits vanaf 14 grade tot op 27 en op Oranjemund verwag ons sonskyn môre vanaf 13 grade tot op 20 grade op die warmste. Have you ever wondered why Grandma keeps her money under the mattress? And why is Angela uninsured? The Namibia Financial Inclusion Survey 2025 will help us find all the answers. From 6 October till the 4th of November 2025, the Namibia Statistics Agency teams in uniforms with tablets will visit homes across all 14 regions to learn about financial access, informal banking and saving habits. Email us at info@nsa.org.na or at 061 431 3200. Welkom terug en in die ateljee met my, Andrew Polman. Hoe gaan dit, Andrew? Nee, dit gaan goed. Ja, ek het sommer net gewonder of julle nie video gekry het van Patricia Kutsie, die voice van Namibia, ons kollega nie. Nog nie. Seker binnekort. Ja nee, definitief beter content as dalk as ek jy dalk. Ek weet nie, maar ja nee, daar by die kus by die mense maar fiks bly. Vertel ons van die fiksheid byeenkoms. Ja, so Netbank en Namport wat saamgespan het vir 'n byeenkoms wat hulle noem die Powerhouse Challenge. So lyk my hulle hou daarvan by die kus sulke gesamentlike byeenkomste waar mense kan inskryf om of fiets te ry of te hardloop. So hulle trek sommer lekker getalle
inskrywings daarso, so hulle het so veelvuldige tipe van byeenkomste gehad waar mense dan nou kon inskryf om 5 km te hardloop of 10 km of 21 km. Okay. Dit was een van die opsies. Dan was daar vir 'n byeenkoms vir padfietsryers wat kon skryf vir 32 km of 70 km, so dan so tussen Walvisbaai, ek dink op Walvisbaai begin en dan Swakop toe en terug as jy wat ook al. En dan ook grondpadfietsry was ook 'n opsie vir 35 km afstand of 70 km. So hulle dan altesaame 119 fietsryers gehad wat daar ingeskryf het. En 630 mense wat vir die hardloop items ingeskryf het. So onder andere vir die 5 km hardloop was dit 292 mense. En dan vir die 10 km so 247 inskrywings wat hulle gekry het, so dit het nogal. Dis gewild, die fiksry daar by die kus. Ja. Is die wat hulle so mooi lyk? Ja, so soos daar ook gesien het, so op die prysuitdeling, ook van die bekende fietsryers in die plaaslike geleedere, Denzel de Koe, wat daar so dan die padresies gewen het by die mans, die 70 km, en Louise Breed by die vroue. Een van die hardlopers wat daar gewen het, ook by die marathon, Matthias Simon op die 21 km hardloop. Hy is ook 'n bekende figuur met 'n bietjie ambisie om Namibië te verteenwoordig, dalk 'n bietjie later as daar 'n kans is vir hom om gekies te word en so. En dan was hy ook by die bergfietsryers was dit Joris Harteveld wat daar in beeld is. En dan Anna Mart Kreer, sy is ook daar van die kus af. Sy het die 70 km bergfietsresies gewen. Sjoe. Nee, dit wil gedoen wees. Maar die weer was lekker. Ja, so en ek dink ook so saam met Netbank en Namport, die borge wat die tweede keer wat hulle dan so tipe van byeenkoms sou, die eerste ene was eintlik op Loederits geweest, dink ek. So ek dink goeie terugvoer en 'n gewilde byeenkoms. Sukses. Mooi. Vertel ons meer van fietsry. Ek verstaan daar is Namibiërs in die Kaap. So die Netbank Gravel Burn wat Saterdag klaar gemaak het, die fietsryers daarso het so 800 km in 'n kwessie van 7 dae gery en dan maar weer kampie van Namibië se ryers wat ook al ingeskryf was en eintlik goed gevaar het in hulle ouderdomsgroepe. 800 km. Is oor 7 dae, so dis elke dag se skof is, ek dink elke dag se skof was oor die 100 km. En hulle is daar in die Oos-Kaap, so tussen Nysna en wat ook al. Hulle het op Nysna basies begin. Op die eerste dag het dit sommer hard gereën en dit was net modder en alles en so en later die week warm dae gewees. Ja. Partykeer ook weer dink dag 6 se skof is heeltemal gekanselleer met baie sterk wind die oggend en bietjie van 'n hailstorm en so hulle toe of nee, hulle het nie gekanselleer nie. Hulle het dit wel later begin en gery, maar hulle het nou nie teen tyd nie. So almal het net daai afstand gery en so daai skof se uitslaa dan nou nie getel nie. So van die Namibiërs Alex Miller en Martin Fryer was ingeskryf in die professionele mansafdeling. Hulle dan daarso was tweemalige Olimpiese kampioen en mense wat allerhande op die wêreldtoer ry en groot fietsryers is. So dis aan die een afdeling daar so Martin Fryer het so 13de daar klaar gemaak aan die einde en Alex Miller 15de. So veral Martin Fryer se uitslag wat eintlik baie goed is. Hy is nie voltydse fietsryer professioneel nie. Hy het ook maar werk en so of ek dink hy was van tevore miskien ook op 'n professionele vlak, maar so wat op sy eie baie hard oefen. So is 'n baie goeie uitslag vir hom. En dan van ons nou maar weer daarso in beeld dan Ingram Kaf. Hy was daar aan die regterkant in sy ouderdomsgroep 40 tot 44 was hy dan derde in sy ouderdomsklas. Daar was so 4 Namibiërs wat dan op die podium was.
Ook Frank Snyman was in die ouderdomsklas 60 tot 64 het hy derde klaar gemaak na 'n man wat ook by die Olimpiese spele was en by die Tour de France gery het wat sy klas gewen het. En dan daar is Driekus Coetzee in beeld in die mansklas 19 tot 34 jaar. Hy het van dag 1 af het hy die voortou geneem in hierdie klas. Ja, hy het half oorweeg ook om in die professionele klas te ry. Ja. Hy het toe sê net hy in die laaste 4 weke voor die byeenkoms het hy 'n bietjie min oefening ingekry en toe het hy nou maar hierso ingeskryf en hy het dit toe eintlik heeltemal geoorheers en gewen. Soveel geluk. Ja, so dit was 'n baie internasionale byeenkoms, 'n klomp Europeërs van Switserland en Frankryk en Duitsland en Spanje en oral mense wat daar ingeskryf het en natuurlik 'n klomp Suid-Afrikaners. So dan natuurlik Melissa Hens wat ons ook natuurlik kan noem, sy was ook in haar ouderdomsklas 40 tot 44 het sy ook voorgeëindig. Sy het ook van dag 1 af sy het op die einde na die 7 dae so met 'n tydverskil van 23 minute wat sy haar klas gewen het. Sjoe. Wat sy voor was 23 minute. Ja, so dis nou die totale tyd van die hele week se so twee Suid-Afrikaanse girls wat dan tweede en derde na was. Wonderlik. So gepraat van die vlag hoog hou. Daar is weer sokker aan die gang. Ek verstaan die Premier Liga kom amper weer in rad, is dit reg? Yes, so ek dink is so omtrent die tweede naweek nou wat gespeel is. So ons het dan klompie al die spanne, 16 spanne wat dan nou so Vrydag en Saterdag en Sondag in aksie was. Ons het dan Saterdag se uitslae wat ons daar kan wys. So dit in hierdie stadium is dit dan daar was een wedstryd Vrydag aand, Mighty Gunners wat met 0-0 gelyk op gespeel het teen Orlando Pirates en dan 'n klompie wedstryde Saterdag onder andere African Stars wat dan nou op Grootfontein gaan speel het teen Julinho Athletic wat natuurlik van Rondo af gery het. African Stars wat daar dan gewen het met 2-0. En Windhoek se onafhanklikheidsstadion was dit dan Kommas Nampol wat daar 3-3 gelyk op gespeel het teen Rondo Chiefs, so nogal 'n redelike opwindende wedstryd daar met 6 doele. 3-3, ja. En dan so ander tellings wat ons dan ook kan sien, Okanya United wat dan sy wedstryd gewen het teen Live Fighters. Ja, so Live Fighters dan in hierdie stadium een van die spanne onderaan die puntelys wat nog geen wedstryd gewen het nie. Ook Tigers wat nog eens een van sy 3 wedstryde so ver kon gewen het nie. En dan kyk hy Palace wat dan daarvan Oshakati wat hom op die oomblik kan in die 3de posisie op die puntelys bevind. Okay. So dat van hulle eerste 3 wedstryde 2 gewen, 1 gelyk op gespeel, 7 punte vir hulle. En so hulle is in hierdie staan dan basies gelyk kan mens amper sê met die span wat tweede is, Mighty Gunners, ook 7 punte na 3 wedstryde, so 2 gewen, 1 gelyk op. En dan ons kan dan miskien aanskuif daar na Sondag se uitslae, Sondag se wedstryde wat ook gespeel is dan. So sommer net dan na 3 wedstryde in die seisoen klaar, African Stars die enigste span wat sover 3-3 gewen het. Nog 'n wedstryd gelyk op gespeel hier, so al die ander 15 spanne wat nou al bietjie punte afgestaan het. Ja. So dan vol punte, 9 punte op die puntelys dan vir African Stars. En wie is tweede? In die tweede posisie is dan Mighty Gunners met 7 punte en KK Palace wat dan ook derde seker op doelverskil met 7 punte ook. Andrew, ek het bly vroeër foto opgelet, die mooi een van die wat so dek. Die stoele is daarom leeg. Kom die mense daarom om te kyk, om by te staan, by te woon, of is daar iets wat kan gedoen word om meer skare te trek na hierdie Premier Liga wedstryde? Ja, dit is maar altyd 'n vraag wat die klubs hulle self seker afvra. Ek weet sekere klubs het maar van nature weet ons 'n basis van ondersteuners, spesifiek African Stars en so. Ek dink UNAM wat dit miskien in 'n stadium ook gehad het miskien. Dis maar ook moeilik miskien met
soos die spanne maar wegspeel ook nie altyd op hulle tuisveld speel en ook al die klubs het ook nie noodwendig hulle eie fasiliteite en so nie. So dis maar altyd 'n speletjie wat die klubs moet speel om te kyk hoe hulle mense by hulle wedstryde kan kry, soos jy sê. Is dit bekostigbaar? Hoe prys die kaartjies teenoor? Ja, is nog eintlik regtig iets wat ek self na baie opgelet het nie. Ja, so maar dit is maar ja, ons hoop dat die manne gaan vorentoe met hulle die Premier Liga wat natuurlik dan hierdie jaar geborg word deur die Namibiese regering met die paar miljoene wat hulle dan gegee het as die hoofborg. Okay, nee, wonderlik. Is daar iets om voor uit te kyk vir die week wat voorlê? Ja, so daar miskien nog kan vinnig melding maak van die klub cricket wat dan die naweek ook gespeel is. So 2 wedstryde dan in die Premier Liga T20 van Cricket Namibia. So daar op die linkerkant dis dan die 2 wedstryde wat gespeel is se spelers van die wedstryd. Al 2 manne wat in die nasionale oefengroep is daar in hulle klere. So JP Meiburg wat dan sy klub cricket vir Trustco United speel. Trustco United het hulle is dan bo op die puntelys op die oomblik. Hulle het dan nou 4 wedstryde sover gespeel. Hulle dan Saterdag vir die tweede keer in die seisoen het hulle dan teen Wanderers gewen. Saterdag United wat eerste gekolf het 143-5 opgestel het en toe vir Wanderers beperk het tot 102 vir die verlies van 9 en United wat dan die wedstryd wen met 41 lopies. WP Meiburg wat dan die speler van die wedstryd was met 62 lopies wat hy aangeteken het van 58 balle en toe hy gebou het hy ook 3 paaltjies gevat vir 14. In die ander wedstryd was dit dan Laurens Steenkamp wat ook dan die speler van die wedstryd was in VAS Old Boys se oorwinning teen CCD Tigers. VAS Old Boys wat tweede gekolf het, hulle moes 109 gekry het wat opgestel was deur 109 almal uit deur CCD en dis dan VAS Old Boys wat daai wedstryd dan wen met 8 paaltjies. Sean Forsie wat dan na 3 paaltjies gevat het in CCD se kolfbeurt en Laurens Steenkamp die hoogste telling dan van die naweek 78 van 36 balle, 9 viere geslaan en ook 4 sesse geslaan. En 4 sesse. Ja. Nee, dit klink was 'n lekker wedstryd om te kyk. Ja, tog. Maar okay, is jy nog sport vir ons? Ja, ek weet daar was ook heelwat skole cricket wat gespeel is. Hulle het redelik by daai 2 velde van hulle in Olympia gespeel. Die FNB cricket ground van Namibia en dan ook die HP Center die nasionale finale tussen die streekwenners van die Noorde, die Kus en Sentraal. So dit was dan die onder 11, die onder 13, die onder 15 en die onder 19. So die onder 11 is gewen deur Windhoek Gimnasium. Die onder 15 is gewen deur Windhoek Gimnasium. Die onder 13 is gewen deur Windhoek Affies en dan die onder 19 net een wedstryd wat dan gespeel is net Pro Ed wat gekom het van die Kus af en hulle dan verloor teen die wenspan wat dan die gekombineerde span was van Windhoek Hoërskool en Gubawes. Hulle het dan saam 'n span gemaak. Baie interessant. En baie dankie. Alles reg. Ja, en baie dankie julle dat julle weer saam met ons om die kompas kom klets het. Môre klets ons weer. So sluit by ons aan. Totsiens.